Ek wil volgens 'n bietjie net praat oor hoop. Ons lewe in 'n tyd, en veral hierdie tyd van die jaar, dis hierdie tyd van die jaar wat niemand na niemand wil kyk nie. Dit is so, ek bedoel, almal lyk omgekrap en kwaad, alles lyk verkeerd, alles is gejaag, daar's so min tyd wat oorbly en so baie goed wat gedoen moet word, goed wat in plek moet val, want almal wil op vakansie gaan, en ek het gehoor hier in Riversdal, rol hulle die teerpaaie op, hulle sluit die dorp, hier kom hekke op, iets in daai rigting, alles sluit. Ek kan sien almal, ja, ons sien uit na daai tyd. So dis hierdie tyd van die jaar wat 'n moeilike tyd is. Dis 'n moeilike tyd in baie mense se lewens en soos ons aanstap en ons het hierdie groot absolute verwagting wanneer ons die geboorte van Christus gaan vier. Is dit belangrik dat ek en jy weet vanoggend dat ek en jy's nie net geroep om mooi te lyk nie. En ek moet nou vanoggend sê as ek oor die auditorium kyk vanoggend, julle almal lyk cool. Baie netjies, die manne kan sien het moeite gedoen vanoggend. Wel dan, bietjie tyd gevat. Julle almal lyk reg, maar ons is nie net om mooi te lyk nie. Ons is hier om lig te wees. En een van die lig as 'n ligdraer moet ons hoop bring na die mense rondom ons. Ons moet werklik so skyn dat mense vir ons vra, "Hey, hoekom skyn jy wanneer alles donker is?" Maar die Bybel sê die lig skyn die helderste wanneer dit donker is. Wanneer dit moeilik gaan. En so hoop net gevindig, die Hebreëse woord vir hoop is tikva. En dit beteken eenvoudig, it's like a cord, literally means a rope or a cord. This is Rahab, toe Rahab die koord afgehang het, presies dieselfde woord. But it signifies a great expectation, 'n groot verwagting. I don't know about you, but I'm expectant for God to do something. Ek hoop julle ook. Want as ons nie daai verwagting het dat God elke dag iets gaan doen nie. Ons val nie net uit die bed uit nie, ons staan op met verwagting. Here, ek weet nie wat in die dag bring nie, maar dankie dat ek weet U is reeds in hierdie dag. Dat U my gaan lei, dat U my gaan wys maak, because I need your spirit. I need to be guided by your spirit. And Lord, I'm so aware that you can do anything. En is juis in daai hoop wat ons elke dag opstaan. En hoop gaan nie oor ons emosie nie. Dit gaan nie oor omstandighede nie. Ek dink baie keer kyk ons te veel na die buitekant. We are so consumed by the external that it actually consumes the internal. And when it consumes the internal, we actually walk like the external. We think like the external. We do like the external. Why? Because the external lyk sleg. En ons wonder, hoe gaan dit verander? Kan dit verander? Waarom gaan dit verander? En al wat ons doen is, ons kom in hierdie plek van bedruktheid. Voel of jy vasgedruk word daar in die hoekie, en voel of jy nie kan beweeg nie. Praat ek net met myself vanoggend, of is daar maar een of twee wat weet waarvan ek praat vanoggend? Because that's the reality of life, and because life, man, it pinches us. Ek het na 'n program gekyk op kyk net, mega boere, en hulle het met hierdie boer gepraat, wat tussen Hopetown en Douglas boer, en hy's 'n saai boer. En joeg, die ou met passie gepraat, absolute passion about grondgesondheid. Wat is grondgesondheid? Hierdie ou is heel passievol, dat sy grondgesondheid, en hy kan meer doen. I mean, the condition of the soil, that he puts the seeds in, it's got to look like this, it's got to feel like this, die kompaktheid daarvan, die kleur daarvan, it's just, ek het gedink om te boer, jy trek hom deur, jy gooi in, en jy giet water, en hy kom op, en jy sny hom, en jy kry geld. But it seems to me I missed something. But he was so passionate about this, the condition, and I realized this in that moment. It's like the Spirit of God just spoke to me in that moment. Instead, you see what the enemy does. Instead that we look at the condition of our hearts, because we always need to look at the condition of our hearts. Where do we stand with God? How does it look like? Is it in a good spot, good place? I mean, is there something functioning? Do you actually producing fruit? Dra ek en jy vrug? I mean, it's things that we need to look at, and that's the condition that we look at. Maar toe besef ek, so baie mense is soos Eva. Eva wat rondkyk. En ewe skielik hier kom die vyand en die duiwel sê vir Eva, jy mag maar, want dit kan jou kondisie verander. And the enemy likes us to show out our condition, our outside condition, the external condition, and that's where we struggle.
And that's where we falter, and that's where we fall, and we struggle to actually stand out because the outside, the external looks so, like sleg, it looks bad. And so ek verstaan hierdie conditie, but the condition of our hearts is the things that we need to look at. Not at the condition of what's happening in the economy, hoe lyk die per tonne prys wat jy gaan kry vir jou mielies, jou graan, jou wat ook al, canola. En ons raak so vas daarin en ek wonder hoe gaan ek deur hierdie ding kom? Lord, I mean, if I get that price, I will never get through this season. It's a terrible season. No. You see, I realize this, that my God can take 5 loaves of bread and 2 fishes and He can feed 5,000. Ek besef dat my God met die minste die meeste kan doen. Ek moet dit net vir hom bring. En ek kan nie toelaat dat die ekstern so groot faktor om my intern hê, dat ek alles mis in dit wat God vir my doen nie, want hy sê, ek is die kop, nie die stert nie. Hy sê, hy sal my nooit bo my kragte beproef nie. En dan sê hy so mooi, hy sê, en al kom jy op 'n plek, wat dit so onmoontlik lyk vir jou, sal ek vir jou 'n weg maak. That's when we come and we relax in the presence of God. That's when we rest in God. And when we rest in God, things look different. Dis is daai wiskunde vraestel. Skryf julle wiskunde hier in Riversdal, ek weet nie. Dalk jy is so goed in wiskunde, as jy inkom in Riversdal, dan kry jy vrystelling. Vrystelling wiskunde. Ek is eintlik bitter goed met wiskunde. Ek is eintlik geniaal met wiskunde. So as jy my enigiets wil vra, ek is baie vinnig, ek is nie altyd reg nie. Maar as jy wiskunde vrae stel. Here help my. Here help my, ek weet jy gaan ek nie deurkom nie. Maar ek het geleer, en daar moet ek dit net gou vinnig sê, ek het geleer en ek het alles gedoen. Of as julle van daai, ag ons bid maar net voor as die klaskamer ingaan. Ag Here, ek weet nie wat ons vandag skryf nie, maar help my. Iets in daai rigting. Maar hoor gou mooi. Ek wil julle bemoedig vanoggend. Want ek besef dat die eksterne goed in die lewe so groot invloed het met ons binnekant, en ek en jy is hoopdraers. Hoop vir mense wat hooploos rondloop. En ek wil vir julle sê, ek het hierdie week, laasweek, verskoon my as ek emosioneel raak. As predikant kom jy in situasies en omstandighede wat dit moeilik is. En jy weet, party mense aanvaar dit as predikante, ag, julle moet maar net dit is maar wat julle doen. Nou, ek het al oor die 100 begrafnisse gedoen, maar laasweek maandag het ek 'n persoon begrawe wat selfmoord gepleeg het. 54 jaar oud. Groot besigheidsman in Kimberley. Glad geen finansiële probleme nie. Inteendeel, het gaan finansiëel baie goed. Hy het net op 'n plek gekom in sy lewe waar hy besluit het, ek kan nie meer nie. Ek sien nie meer kans om voort te gaan nie. En ek wil vir julle sê, toe ek laasweek die begrafnis doen, het ek vir 'n oomblik sy vrou en sy 2 seuns se pyn ervaar. En dis waar ek sê, Here, hoe kan dit wees dat mense op 'n plek kan kom? Here, help my om my lig so te kan skyn dat mense altyd hoop kan raak sien, because if they experience hope and we are hope carriers, then we can, man, ons kan 'n liggie aansteek. En dis wat ons moet doen elke dag, en ek moet seker begin preek. Maar dit is so belangrik dat ons dit weet, dat ek en jy is geroep om ligdraers te wees, om werklik hoop te bring na die mense rondom ons. Kom ek vat julle gou na 'n skrifgie toe. Ons gaan vinnig lees in 1 Konings 19. Baie bekende gedeelte van Elia wat in hoofstuk 18, hy maak oor die 400 Baal profete dood, and I mean, he's just absolutely amazing. I mean, he actually gets to a place, he mocks the Baal prophets, he kills the Baal prophets, hy bid vir reën, waar dit nie gereën, en eerstlik gaan dit begin reën, en het sê so mooi, aan die einde van dit sê, and he was so full of the Spirit of God, that he actually outran a chariot, 'n strydwa. Hy het hom, man, ek weet nie hoe vinnig is perde hier in Riversdal nie, maar apparently in daai tyd was Elia vinniger gewees as die perde.
Want hy was vol van God se gees. Hy was so vol van God se gees. En ek wil julle moet dit ervaar. Julle moet sien, asseblief gaan lees hoofstuk 18, dat ek en jy dit net in daai denkwyse kan kom. Maar hier begin hoofstuk 19. Hoofstuk 19 vers 1. Ek dink vers 4 of vers 3 is op die bord, maar hier's vers 1 van vers 1 af. And so when Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah has done. Hy's 'n clickback. Ek bedoel, hoe kan ek hom anders beskryf? Hardloop na Jezebel toe. Het jy gesien wat Elia gedoen het? Elia die. And so Jezebel sent a message, and luister gou mooi, send a message to Elijah, and it says, may the God strike me and even kill me, if by this time tomorrow I have not killed you, just as you killed them, referring to the Baal prophets. In verse 3 it says, and Elijah was afraid, and he fled for his life, and he went to Beersheba, the town of Judah, and he left his servant there. And then he went into the wilderness, into the wilderness, ek gaan nou vir julle verduidelik, traveling all day, and he sat under a solitary broom tree, and he prayed that he might die. En hoor gou sy woorde, Lord, I've had enough. Here, dis nou genoeg. Ek het nou genoeg gehad. I've had enough. Take my life, for I'm no better than my ancestors who have already died. Ek is niks beter as my voorvaders wat reeds dood is nie. Hoeveel keer was ek en jy nie al op daai plek gewees wat ons sê, Here, ek het nou genoeg gehad. Here, ek weet nie meer nie. Here, kom vat my lewe. Kom vat my lewe. En dis wat die vyand doen, want waar was Elia se fokuspunt? Was die eksterne goed, die got a letter. Luister, hy het 'n brief gekry van Jezebel. Nou, ek weet nie, dalk was die posdiens baie anderste daai tyd as hierdie tyd gewees. Miskien was die briewe bietjie mooier. I mean, I don't know. Maybe. But he gets a letter from her. And because he gets a letter that signifies that the outside is terrible, he actually became afraid and he ran away. En hy gaan in die woestyn in. Jy sien, wanneer ek en jy toelaat that the outside has an internal influence, dan stap ek en jy in 'n woestyn, in 'n geestelike woestyn in. Dis dor, dis droog, dit lyk verlore. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Dan was dit die waarheid? Was nie. Ek bedoel, die vorige dag maak hy 400 Baal profete dood. Die volgende dag kry hy 'n brief en hy's bang. And this is what we need to understand, is that the enemy will do anything to actually get us into a place where we actually look at our spiritual walk with God and everything around us as a wilderness, as nothing. There's nothing that I can hold on to. Nothing. En julle kan deur hom gaan lees. I mean, hier kom Elia. Elia vertel, man, ek is die enigste profeet wat oor is en almal wil my doodmaak en die Here sê dis 'n leuen. And how many times have we allowed a lie to get into our spirit? That falls into our spirit, wat ek en jy 'n leuen geglo het, wat dit nie gebeur het nie. Want luister gou mooi, hy is eendag weg, die volgende dag, hy gaan slaap, die engel gee vir hom kos, hy staan nie voor, niks het met hom gebeur nie, niks. Maar dis hoe die vyand werk. You see, I'm reminded that in Proverbs 13:12, it says so beautiful, it says, hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. A longing fulfilled is a tree of life. Luister, hope deferred, maar wanneer ek en jy, wanneer die goed nie gebeur het, ek en jy dit wil hê nie, dit maak 'n mens, 'n hele mens weer siek. En dis hoekom ons moet na ons binnegoed kyk, na ons menswees kyk en op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek het U nodig. Here, ek wil loop en ek wil hoop gee. Ek wil anders te kyk na die goed in die wêreld. Here, ek wil 'n hoopdraer wees. Ek wil nie anders te wees nie. Want hierdie gedeelte, I'm reminded that Elijah faced one of the greatest, can I say, storms in his life. But he was worn out, he was weary, en hy het gewonder, is my olie nog genoeg? Maak dit nog 'n verskil in die plek waar dit is? En ek dink ek praat hier vanoggend met iemand. Hier's iemand vanoggend wat sê, ek wonder of my lig nog steeds 'n verskil maak. But I've got good news for you. And the good news is this, that you and I we should not even look at ourselves when it comes to this. Ek en jy moet so gefokus wees op die begin en einde van ons geloof, want die goeie nuus is, dis hy wat die lig in ons inbring. Dis hy wat die lig in en deur ons skyn. Dit is sy olie waaraan ek vashou, nie my eie mens wees nie. Ek kan nie vashou in die goed van hierdie wêreld wat kom en gaan nie. My hoop is nie in Absa Bank nie. Of in SSK nie. Of in die graanprys nie.
My hoop is nie in die ekonomie nie, ook nie in die regering nie. Okay, ons almal kan daarmee saamstem. Fine, sure. Dankie. Maar hoor gou mooi, my hoop is in die Here. En omdat my hoop in die Here is, kyk ek anders, ek ervaar goed anderste, ek loop anderste. Ek loop met hoop. I actually walk around with hope burning in my heart and in my mind. And that's the very thing, that's the good news. Dis kom Paulus skryf so mooi vir ons 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9. Hy sê luister gou wat sê hy. Nou in vers 4 sê hy mooi, so we are like fragile clay jars that easily break, so that we can understand the power that's within us is not from us but it comes from God. In vers 8 kom hy en hy sê we are pressed from all sides. By troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but we are not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Julle moet graag hoor in Afrikaans. Ek gaan hom Afrikaans vir julle gee. Aan alle kante word ons gedruk, maar ons is nie verslaan nie. Ons is dikwels verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons is nie verlaat nie. Neergegooi, maar ons is nie vernietig nie. Ek moet vanoggend vir julle sê, leef Riversdal. Luister gou mooi wat ek graag vir julle wil bring vanoggend. Is 'n geregverdige man sal 7 keer val, maar hy sal elke keer sterker opstaan. And maybe it's just time to get up again. Breathe again. Look from God's angle, His perspective, and start walking again. Die vyand wil hê ek en jy moet in 'n woestyn vergaan. Maar die Here sê, dit wat ek vir jou voorberei het, kan jy nie eers uitdink nie. En dit is tyd dat ons oë gefestig hou op hom. So hope is not a fragile feeling of wishful thinking, wensdenkery nie. Dit is nie wensdenkery nie. Hope is a confident expectation that what God says, who He is and what He's done, and the promises He's given to you and me, that He will bring it to fulfillment. Amen. Because that's what it's about. It's trusting in what God has said, not man. Mense het al baie goed gesê. But what God says, that seals it for me, and I'm going to walk in that. And dis so belangrik is. So vandag 3 goedjies. Vanoggend eerste een is, hoop is die anker vir ons siel, en ons moet dit verstaan vanoggend. Ek en jy moet hoop hê. As jy nie hoop het nie, gaan dit nie lekker wees nie. Ek bedoel as jy 'n wiskundige vraestel gaan skryf en jy het nie hoop om deur te kom, jy moet hom nie gaan skryf nie. Gaan nie werk nie. Jy moet daarin gaan en sê, vandag, papa, vandag skryf ek hom. Vandag kry ek ten minste 95%. Dit is mos, wiskunde is maklik, ek gaan nou weer vir julle verduidelik, wiskunde is maklik. Alright, maar hoor gou mooi, ons kyk anderste na die lewe. Hoekom? Want ek het hoop. En ek hoop vanoggend, voordat jy uitstap vanoggend, jy ook hoop. Ek hoop dat julle gesigte wat nou so baie snaaks kyk na my, bietjie vol hoop gaan wees, 'n glimlag of 2, en dat julle uitstap met daadwerklikheid in julle harte vanoggend. So, eerste een is, wat is ons hoop? Want hoop is dit wat ons siel anker. It anchors our soul. The enemy loves to put seeds of despair, doubt and discouragement. Man, dis wat hy doen. Wanhoop, twyfel, en hy ontmoedig ons om enigiets te doen. But if our lives are anchored in something, it looks different. Dan kan ons dit wat na ons kant toe kan ons weerstaan. Is dit nie so nie? Dan kan ons opstaan. Dat die moeilike goed van die lewe kan ons opstaan en sê, man, ek het hoop. You see, but when hope anchors our soul, we are not tossed by every wave. We actually hold fast to God's promises. Net gou vinnig weer, daar's meer as 7000 beloftes in God se woord teenoor jou en my. As kinders van God is daai beloftes ja en amen in sy woord vir my en jou. En ek en jy moet daai beloftes uitleef. Dis kom die skrywer van Hebreërs het so mooi sê. Hy sê, we have this hope as an anchor for our soul, firm and secure. Nou net gou vinnig, ek het gaan kyk na firm and secure. Dit is firm and secure. Dit beteken my siel is verseker, ek is vas en ek is verseker, dis hoe dit gaan wees. Hoekom? Want dit is nie 'n mensgemaakte ding nie, dis God se woord. En ek gaan God se woord vat en ek gaan dit uitleef. Hope is not an emotion. It's an anchor that's rooted in the truth, not the life that comes from the enemy. Maar in God se woord wat die waarheid is, God's truth, when I read God's truth, I read God's heart towards me. En ek gaan nou weer eens sê, ek is die kop, nie die stert nie. Hy het my gemaak vir meer, nie vir minder nie. Dis wie ons is. En dis wat ek gaan uitleef. Hoekom? Want God se woord sê dit. Al lyk my omstandighede nie of dit so gaan wees nie.
Ek gaan dit glo en ek gaan dit begin uitleef. En ek wil net gou vir julle sê is, al hoe ek en jy God se arm kan beweeg is deur ons geloof. Daar's geen ander manier nie. Net deur geloof. Dis kom Corrie ten Boom, hy sê so mooi vir ons, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. When we lose sight of hope, we begin to drift, ons dryf weg. And when we cling to God's word, we become steady. We become steady and that we can know that we'll get through anything that comes our way. Second thing is hope. We need hope that remains. Dit moet nie vandag so wees soos Elia nie. Vandag was dit so gewees en môre voel ons so. Ja, maar Edwin, ons is net mens. Ek weet. Maar baie keer gee ons meer eer vir die mens as wat ons vir God gee. Hoor gou mooi. Ons almal gaan deur goed. Ons almal staan, want daar's baie keer goed wat loodreg teen my en jou staan. En ja, dit val ons aan en ja, ons voel wanhoopig en ja, ons weet nie wat om te doen nie. But listen, there's a default setting within us. It's called the Spirit of God that needs to default. Hy skakel dit aan. Wanneer jou gemoed af is, dan skakel daai default setting aan, sodat ek en jy kan weet, maar ek en jy het hoop. En sy naam is Jesus. Daar's niks anders te nie. Sy naam is Jesus. Dis die hoop. En daai hoop sal by my bly. En ek weet gou vandag vir iemand sê vanoggend. God sal jou nooit los nie. Luister gou mooi. God sal jou nooit, God los jou nie. Dis ek en jy wat weg beweeg van hom. Dis ek en jy wat weg beweeg van hom. Hy los ons nie. Maar as ons by hom is, kan hierdie hoop bly, is blywende hoop. Absoluut as dit deur kan gee. En ons moet vashou. When everything else fails, we can hold on to this. This is my hope. His name is Jesus. I'm going to hold on to this. So when the world shakes and circumstances change, we need to hold on tightly. Hebrews 10:23 says, let us hold tightly without wavering the hope we affirm. For God can be trusted to keep his promises. En dis waar ek gaan vashou. Here, ek gaan vashou. It's going to remain. Wanneer ek afvoel die dag, Here, hou ek aan u vas. Ek gaan nie hoop verloor nie. We need to hope again and again and again. When the enemy comes says, what if? Wat as? Kan ek skree met die absolute confidence within me that God will. God sal vir my deurkom. Dalk nie op my tyd en my terme en hoe ek dit wil sien nie. Maar op sy tyd en op sy terme en dit wat hy in en deur my wil doen. En dis so belangrik. You see, when we trust God, he turns questions into acclamations. He replaces our doubts with divine certainty. And this is where we need to trust God. Kan ek gou vir julle 'n akroniem gee? Die akroniem van hoop. Net gou vinnig. 4 goedjies, net om so 'n bietjie, is baie eenvoudig. So the first, die H staan for hold on to the word of God. Hold on to the word of God. God's word is faithful. His word is faithful. Dis kom, Paulus skryf vir Timothy, 2 Timothy 3:16-17, he says, listen, this word is God-breathed. It's God-breathed. It helps with instruction, correction, direction. Dis sy woord wat my standvastig hou. En wanneer ek sy woord aanhoor, dan bou dit my geloof. Hou vas in God se woord. Ek gaan gou weer sê, hou vas in God se woord. Hou vas in God se woord. Luister gou mooi, hou vas in God se woord. Wat bestuur my lewe? Dis either my eie denke of God se woord. So ek kan deur goed gaan en ek kan goed ervaar, maar as God se woord my bestuur, is dit my fondasie is, dan is dit waarna ek glo en is dit wat ek gaan doen. So hou vas, hold on to God's word. Die oor staan van optimistic outlook because of Jesus. Ons is optimisties as gevolg van wie? Jesus. Ek sien die lewe half vol, nie half leeg nie. Hallo? Ek gaan nie weghardloop nie. Ek gaan nie Amerika toe trek nie. Ek gaan nie Australië toe trek nie. Why? Because I'm optimistic in what God's going to do. We've got a beautiful country. En ek het gou weer vir julle sê, julle is bederf. Jy moet saam met Kimberley toe kom. You've got a beautiful portion of real estate here. So ek en Sandra hier deurgery het, sê Sandra vir my, woe, ek kan meer gewoond raak aan dit. It's beautiful. Listen, ons is in een van die mooiste lande. Kyk gou na die persoon langs jou. Kyk gou vinnig, net gou vinnig, loer hom net so vinnig. Van die mooiste mense wat jy sal kry, is rondom ons. Hey, luister gou mooi. We need to be more optimistic. Can I just quickly tell you why? Because the word of God says,
when He fills us, it's to the overflowing. He came to give us life, life more abundantly. Oorvloedslewe. Weet julle hoe lyk 'n oorvloedslewe? Woe! En dis wat ons het. Ons is optimisties as gevolg van Jesus. Die P staan vir purity. And listen, purity in the grace of God. Real hope inspires holiness. That's why 1 John 3:3 says, all have this hope in Him, purify themselves just as He's pure. Weet julle hoekom ons hoop verloor? Is ons betrokke raak met goed wat ons nie moet doen nie. Can I encourage you? Repent. Bely jou sonde. Stap weg van dit af. As jy 'n fout gemaak het, staan op, vee die bloed af. Staan op, skud yourself af and stop on. Because the enemy wants you to lay there. Jesus made a way for you and me. And I'm not saying you should go out sinning. No. We don't wake up that way. Because if you still wake up, you want to sin, dan ken jy nog nie die Here nie. Ons staan op en ons wil reg leef, maar as ek 'n fout gemaak het, dan net daar. Here, ek bely my fout, want die vyand gaan nie hoekom? Want ek wil rein leef. Ek wil geregtig leef. Dis waar ek wil wees. Die E staan vir endure no matter what, volhard. Moenie moed verloor nie, volhard. Hope gives us endurance. It's the quiet strength that refuses to give up no matter what and how dark it gets around us. But to understand, mourning only lasts for a night time, but rejoicing comes in the morning. He turns ashes into beauty. And that's where we can trust God. Endurance. William Barclay actually said this. He said, endurance is not just the ability to bear hard times, but to turn it around in glory. Wanneer ek jy deur goed gaan, ons kan God die eer daarvoor gee. That is endurance. You see, we need to become like a Job. En jy kyk na die boek van Job, en ons dink, maar die Here het vir Job anders hanteer nie. Job moes iets leer. Ek sal eendag vir julle baie mooi kom verduidelik oor Job. Maar Job moes iets leer. Hy het op 'n plek gekom waar hy agterkom het, hy kan aan niks anders te vashou nie, maar as net aan God. En hy sê so mooi in Job 19:25, my verlosser leef. As ek en jy kan opstaan ten midde en ten spyte van wat rondom in my en jou gebeur, and we can cry out and we can declare that my Redeemer lives, then you are on the right way, on the right track, because that is what He wants to do. En nommer 3, ek maak klaar. We need to live in this hope. It's living hope. It's not just, it's hope for every season. It's hope in every situation. En kan ek gou vir julle net gou vinnig sê is dat die Here sal jou ontmoet in elke omstandighede wat jy is. Ek dink baie keer kom ons met hierdie ding en ons dink, ag man, weet jy wat, ek het so hoop verloor en ek het so teruggeval en die Here kom ontmoet jou waar jy is. Hy verwag nie jy moet eers beter raak nie. Hy ontmoet jou waar jy is, and that's why we can have hope in every season. You see, you and I may be walking through the storms of life, but remember, hope is our anchor. And that's what we're going to hold on. En daar's een skrifgie waarna ek vashou. Romeine 8 vers 28. For I know that all things work together for good for those who love God. Alles werk ten goeie vir hulle wat in Christus is. So jy kan hier sit vanoggend, jy kan vir my sê, maar Edwin, hoe gaan ek hier deurkom? Hou vas. Want ek weet, selfs die diverse goed in die lewe, en ek het dit nie een keer gesien nie, ek het het al 100 keer gesien, hoe God dit omkeer in iets baie mooi, as ek en jy dit toelaat. En sê, Here, wat moet ek leer, wat moet ek raak sien? En dis hoe ons hoop, want die Here gaan kom, en hy sal dit doen. So when the world shouts give up, hope whispers to you and me, take or try one more time. Staan op weer. Staan op nog 'n keer. Because He's with you, and hope will anchor you. Hope is not an emotion. It is the anchor, and the anchor's name is Jesus. So, as afsluiting volgende wil ek julle met saam mee staan. Ek wil graag vir julle en oor julle uitspreek vanoggend. Habakuk 3. Ek gaan uitspreek oor julle vanoggend vers 17 tot vers 19. En ek gaan dit in Afrikaans en Engels doen om dat almal dit kan hoor. So I'm going to do it first in English, want die Here praat met my in Engels. I want to speak it over your life. It's a prayer of Habakkuk. In the most diverse times of life, here comes Habakkuk, and he actually gets himself into a place in a space because he understands who God is. Wanneer alles hooploos lyk, staan hy op en hy sê dit, en ek wil dit graag oor hy uitspreek. Even though the fig trees don't blossom,
and there's no grapes on the vine. And even though the olive crops fail, and the fields lie empty and barren, even though the flocks in the field and the cattle in the barn are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign God is my strength. He makes me sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. Al sou die vrye boom nie bot nie. Daar's geen opbrengs aan die wingerdstokke nie. Die drag van die olyfbome stel te leer. Die landerye lewer niks op. Die kleinvee in die kraal, die kleinvee in die kraal het verdwyn en geen beeste in die stalle nie. En daar sal niks oorbly nie. Nogtans sal ek jubel in die Here en ek sal juig in die God van my verlossing. Die Here my God is my krag. Hy maak my voete soos die van 'n wildsbok. Op hoë plekke lei hy my heen.